Kom ons bid saam. Hemelheer, ons aanbid U vanoggend as die almagtige God. En Here, as ons so rondom ons kyk in die natuur, dan beleef ons vir U. En Here, ons harte is opgewonde saam met elkeen wat so na in die natuur leef, elke boer wat so afhanklik is van reën. Ons is saam met hulle opgewonde vir die reën wat reeds geval het en vir die belofte van reën. En Here, ons wil vanoggend kom bid vir elke boer vir goeie oeste. Elkeen wat so afhanklik is van hierdie gawe uit U hand uit. En Here, laat ons ook in hierdie erediens iets van hierdie groei wat U vir ons beloof ervaar. Open U woord en praat met elkeen van ons, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Geliefdes, elke nou en dan kom daar 'n vreeslike opbloei in die belangstelling in die duiwel. Mense wat allerhande dinge sê oor die duiwel en allerhande dinge toedig aan die duiwel. Nou moenie my verkeerd verstaan nie. Die duiwel is 'n realiteit. Maar ek dink julle het seker ook al te doen gekry met mense wat in huise inkom en dan begin hulle nou so deur jou huis loop en dan sê hulle vir jou, oei, met hierdie skildery moet jy vernietig, verbrand, of jy met hierdie beeldhouwerk wat jy hier het, moet jy verbrand, en dan gaan hulle so deur jou huis, en elke ding wat hulle nou reken op een of ander manier, dalk iets met die duiwel te doen het, moet jy dan verwyder. Nou kyk, ek het nou nie enige begeerte om 'n Boeddha beeld in my huis te hê nie, nie in die eerste plek omdat ek bang is vir die duiwel nie, maar omdat ek niks in my huis wil hê wat ek dink aan God op een of ander manier oneer aandoen nie. En in elk geval hou ek nou nie vreeslik baie van Boeddha nie. Ek dink nie is 'n vreeslike mooi persoon nie. Maar ek dink mense het so behep geraak met al hierdie goed wat jy nou uit jou huis uit moet verwyder, net om te keer dat die duiwel nie op een of ander manier 'n binding op jou kan plaas nie. Maar ek het ook in my lewe gesien hoe dat hierdie beheptheid met die duiwel en sy werke naderhand kan lei tot 'n ongesonde nuuskierigheid in sy werk. Ek het al regtig mense gesien wat ek die idee het dat hulle baie meer weet van die duiwel en sy werke as wat hulle weet van Christus en van sy werke en van die woord van die Here. Wat moet ons vandag met die duiwel maak? Moet ons dalk 'n bietjie meer belangstel in die duiwel? Moet ons meer oor die duiwel praat? Onderskat ons dalk sy krag? Of moet ons hom eerder ignoreer? En die beste antwoord wat ek hierop kan gee, is, kom ons keer terug na die Bybel. Kom ons gaan kyk wat maak die Bybel met die duiwel. Kom ons gaan kyk wat het die vroeë Christene gemaak met die duiwel. Nou voordat ons saam lees, miskien net nog so 'n enkele gedagte of twee. As jy kan terugdink, so al 'n klompie maande terug, toe ons nou die eerste keer begin kyk het na Openbaring, dan sal julle onthou dat ek gesê het dat die vroeë Christene in geweldige moeilike tye geleef het. In hierdie tyd wat Openbaring geskryf is, het hulle baie swaar gekry. Daar was 'n verwoede aanslag teen die Christendom van daardie tyd. Hoofsaaklik het dit gekom vanaf die Jodese kant. Hulle het probeer om die Christene uitgewis te kry. Later het dit ook van die Romeinse kant af gekom, dat hulle ook al hoe meer probeer het om hierdie Christene uitgewis te kry. En ons het gehoor, so in die prediking die afgelope klompie weke, het ons gehoor van Christene wat op verskriklike wrede maniere gemartel is en om die lewe gebring is, Christene wat gekruisig is, wat verbrand is, en dit alles omdat hulle geweier het om vir God te verloon en die keiser te aanbid. Dat dit vir hierdie Christene byna onmoontlik moes gewees het om steeds vas te bly hou aan hulle geloof in God.
kan ek nogal verstaan. Ek dink dit was bitter moeilik geweest. En dat hulle soms ook moedeloos moes geraak het, is ook begryplik. En toe op 'n stadium het ons gekom by Openbaring 12, en in Openbaring 12 het ek gesê, is dit asof die Here die skerms so bietjie weggetrek het aan die kante van die verhoog, en hy het vir ons so 'n blik gegee op wat agter die skerms aan die gang is. En toe het ons gesien, dat agter alles is daar 'n oorlog aan die gang, die oorlog tussen Satan en Christus. En ons het gesê dat dit eintlik die oorsprong is van al hierdie slegte dinge wat ook op aarde gebeur, is hierdie onverkwikkelike oorlog wat tussen Satan en Christus aan die gang is, hierdie stryd tussen hulle. Maar nooit was daar twyfel oor wie die ware oorwinnaar sal wees nie. Ons het stelselmatig ook gesien die afgelope paar weke, hoe dat die een na die ander van die duiwelse trawante vernietig en in die poel van vuur en swaal gegooi word. Diegene wat die gelowiges gemartel het en mislei het en vervolg het, is om die lewe gebring. Die sedelose Babylon is in die poel van vuur en swaal gegooi. Die dier uit die see, die dier uit die aarde uit, hulle het almal tot niet gegaan. En nou kan mens iets van 'n opgewondenheid begin aanvoel onder hierdie eerste lesers van Openbaring. Want hulle sit nou met die vraag, wat nou? Wat gaan nou gebeur? Hulle het nie geweet wat met hulle self gaan gebeur nie, maar hulle sit en wonder, wat gaan dan van die duiwel word? En nou kom Johannes in hierdie eerste paar verse van hoofstuk 20 wat ons nou gaan lees, en in daai gedeelte kom Johannes dan en hy sê vir hulle dat daar 1000 jaar van vrede gaan kom. 'n Tydperk wat vir 1000 jaar sal duur. Geliefdes, as daar nou een gedeelte is in Openbaring, nou is nou naas Openbaring 13 wat gaan oor die Antichrist, en die ander gedeelte wat ons van gelees het in Openbaring 16 oor die slag van Armageddon, as daar dan een ander gedeelte in Openbaring is wat tot geweldige verwarring onder mense lei, is dit hierdie Openbaring 20 waar daar geskryf word oor die 1000-jarige vrederyk. Nou is nou 'n klomp skrywers, ek het al van hulle genoem in die verlede, wat die hele gedagte van 'n 1000-jarige vrederyk vreeslik populêr gemaak het. Skrywers soos Hal Lindsey met sy boek The Late Great Planet Earth, en Tim LaHaye met sy sogenaamde Left Behind reeks boeke wat hy geskryf het. En albei van hierdie skrywers het in een groot doel geslaag. Hulle het dit reg gekry om vir mense verskriklik bang te maak vir die eindtyd. Hulle het mense bang gemaak met die groot verdrukking wat gaan kom, en mens hoor dit nog steeds, dat mense vir jou sê, maar ek is bang vir wat in die toekoms daar gaan gebeur. Die sanger Dani Botha het presies dieselfde reg gekry, die afgelope klompie weke, met sy wilde en uiters onverantwoordelike uitsprake rondom die sogenaamde wegraping, wat die 23ste September sou plaasgevind het. En nou wil ek vandag vir jou nooi, kom saam met my, kom ons gaan terug na die Bybel toe. Kom ons vergeet van wat al hierdie populêre skrywers geskryf het. Kom ons vergeet van wat sangers en ander mense daaroor gesê het. Kom ons gaan terug na die Bybel toe. Kom ons gaan kyk, wat sê die Bybel oor hierdie onderwerp? Want ek het vandag een groot doel voor oë, dat ek en jy met sekerheid kan leef, dat Satan reeds oorwin is, en dat ons daarom nie nodig het om te vrees vir een of ander groot verdrukking, wat nog in die toekoms oor ons pad gaan kom nie. Kom ons lees daar saam dan uit Openbaring 20 vers 1 tot 6. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op trone gaan sit en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie,
en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank geregeer. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseënd en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. Hierdie gedeelte begin dan deur te verwys na die duiwel wat vir 1000 jaar vasgebind word. En dit is nou net mooi hier wat sommige mense heeltemal verward raak en deurmekaar raak oor hoe ons hierdie gedeelte moet verstaan. Hulle wil hierdie 1000 jaar wat hiervan gepraat word letterlik verklaar. Met ander woorde, hulle sê vir ons dat Satan letterlik vir 1000 jaar lank gebind gaan word om sodoende sy mag te breek. Ek wil net so vlugtig vir julle 'n oorsig gee oor hoe hierdie mense nou redeneer, laat julle net verstaan wat dit is wat hulle sê. Nou daar's 'n hele klomp variasies daarop, maar in 'n neutedop gaan dit daaroor dat hierdie verse verklaar word as 'n vooruitwysing na 'n letterlike tydperk van 1000 jaar iewers in die toekoms, waar tydens Satan dan gebind word en daar dus volgens hulle algehele vrede vir die kerk van die Here Jesus sal wees. So met ander woorde, hulle sê hy word nou gebind, hy's so gebind dat die Christene eenvoudig net kan voortgaan in totale vrede met geen vrees vir enige iets wat Satan teen hulle kan doen nie, vir 1000 jaar lank. In hierdie tydperk sal Christene nie meer vervolg word nie, en sal die ongelowige mense wat nog op aarde is, die Christene ook nie kan teëgaan nie. Maar dan waarsku hulle vir ons. Dan gaan daar 'n tydjie kom wat Satan weer losgelaat gaan word, party sê vir 3,5 jaar, party sê vir 7 jaar lank, en dat die duiwel dan in hierdie tyd absolute chaos op aarde gaan saai. En dan sê hulle eers daarna sal die wederkoms van Jesus Christus plaasvind. Geliefdes, ek dink teen hierdie tyd, nou dat ons al so lank besig is met Openbaring, behoort julle al te begin aanvoel dat hierdie verklaring nie regtig inpas by wat ons tot dusver gesien het nie. In die eerste plek weet ons mos dat getalle in Openbaring nooit letterlik verklaar word nie. Ons het al na so baie getalle gekyk en elke keer het ons gesê dit het 'n simboliese betekenis. Maar kom ons sê nou net vir argumentshalwe dat ons hierdie 1000 jaar regtig letterlik moet verklaar. Nou is Johannes besig om vir hierdie Christene te skryf, hulle verkeer in baie moeilike omstandighede, en nou kom sê hy vir hulle, iewers in die toekoms, 2000 jaar later, want ons trek nou al 2000 jaar nadat Openbaring geskryf is, miskien 2000 jaar verder in die toekoms in, gaan daar 'n tyd kom van vrede. Julle leef nou in 'n baie moeilike tyd, julle word vervolg, julle word doodgemaak, maar hou goeie moed, 2000 jaar van nou af, of dalk 'n bietjie meer, ons weet nou nie, gaan daar 'n tydperk kom van 1000 jaar, en die mense gaan dan in totale vrede leef, en hulle sal nie meer te doen hê met hierdie marteling en hierdie teestand wat julle mee te doen het nie. Maar teen daai tyd is al daai gelowiges wat in Johannes se tyd geleef het, mos al dood. So wat se troos hou dit vir hulle in? As Openbaring dan 'n boek van troos is vir die gelowiges, watter troos hou dit vir hulle in om te weet dat 2000 jaar verder gaan daar 'n tyd kom wat Christene nie meer vervolg sal word nie. Sê nou jy kom by iemand wat kanker het, ernstig siek is aan kanker en in geweldige pyn leef, die persoon is sterwend, en jy kom by daai persoon en sê, weet jy wat, ek het vir jou goeie nuus. Het jy geweet oor 200 of 300 jaar gaan die mediese wetenskap so goed gevorder het dat niemand meer sal doodgaan aan kanker nie. Nou, dit is op sigself sekerlik goeie nuus, maar wat beteken dit vir hierdie persoon wat sterwend is en verskriklik ly as gevolg van kanker? Watter troos hou dit vir daardie persoon in om so 'n vooruitwysing te hê na die toekoms toe, wanneer dit beter sal gaan?
En net so is dit vir daai eerste Christene geen troos gewees as hulle moes gehoor het dat daar eers iewers duisende jare in die toekoms 'n goeie tyd sal wees wanneer Christene nie meer vervolg sal word nie. Dit sou vir daai gelowiges net mooi niks beteken het nie. Nou wag, volgens hierdie mense is dit nie al nie. Daar's eintlik nog slegter nuus. Nie alleen hoor die gelowiges in Johannes se tyd dat hierdie vredestyd eers iewers in die verre toekoms gaan plaasvind nie. Nie om dit nog erger te maak, moet hulle nou hoor dat dit nie die einde is van alles nie. Daar gaan hierdie tyd van vrede wees, maar julle as gelowiges, julle het nog nie die ergste beleef nie. Want daar gaan 'n tydperk kom wanneer die duiwel weer losgelaat sal word. En dan gaan hy nog meer hierdie Christene vervolg. Dit gaan nog erger gaan. Dit wat julle dink, wat erg is, kom sê Johannes nou eintlik vir hulle volgens hierdie mense, dis sommer net kinderspeletjies, want julle het nog glad nie die ergste ervaar nie. Dit gaan nog baie erger raak in die toekoms. Dan gaan julle beleef wat dit regtig beteken om swaar te kry. Geliefdes, dis mos nou nie 'n troosboodskap nie. Johannes weet ons weet ons nou dat Johannes Openbaring skryf om Christene te bemoedig en te vertroos. Dis mos nou nie 'n troosboodskap om dit te hoor nie. Dit kan mos nie wees wat Johannes bedoel het nie. Daar's 'n ander saak waarmee hierdie verklaringe glad nie rekening hou nie. En dit is dat Jesus uitdruklik gesê het dat die einde enige oomblik kan aanbreek. En nou wil hierdie mense eintlik vir ons kom sê, nee, dis nie die waarheid nie. Die einde kan nie enige oomblik aanbreek nie, want daar moet eers 1000 jaar van vrede wees, en daarna moet daar nog eers 'n paar jaar van verdrukking wees, voordat die wederkoms kan plaasvind. Maar dan sê hulle mos eintlik, dat Jesus vir ons gejok het. En die derde ding wat ons aan ag moet neem, met hierdie verklaring, is dat dit totaal in stryd is met die res van die Bybel. Nêrens in enige ander gedeelte waar daar geskryf word oor die eindtyd en oor die wederkoms van Jesus Christus, word daar ooit verwys na so 1000 jaar wat eers moet verloop en dan 'n verdrukking wat daarna kom en eers daarna in die wederkoms plaas nie. Dan kyk maar Matteus 24:25, 1 Korintiërs 15, 1 Tessalonisense 5, 2 Tessalonisense 2, 2 Petrus 3, dis maar net om 'n paar voorbeelde te noem. Oral in daai gedeeltes word daar geskryf oor die wederkoms. Nêrens is daar ooit 'n gedagte daaraan, dat daar eers 1000 jaar letterlik moet verloop, en dan nog 'n paar jaar letterlik moet verloop van verdrukking, en dan eers kan die wederkoms plaasvind nie. So daar moet 'n ander verklaring wees hiervoor. En as ons daarna gaan kyk, gaan julle gou sien, dat hierdie gedeelte, net soos die res van Openbaring, inderdaad 'n wonderlike boodskap van hoop en van troos en van oorwinning is. Kom ons gaan soek dus na die werklike betekenis van hierdie 1000 jaar wat Johannes van praat hier in Openbaring 20. 'n Boodskap van vertroosting, nie net vir die gelowiges in sy tyd nie, maar ook vir ons wat vandag lewe. Nou goed, waaroor gaan dit in Openbaring 20, veral vers 1 tot 3? Dit handel oor die binding van Satan. Ons kyk weer aan vers 2. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. En nou kan ons die vraag vra, maar word daar op ander plekke in die Bybel ook dan gepraat van die binding van Satan? En die antwoord is ja, natuurlik. Kom ons kyk na een van so 'n plek waar daar geskryf word oor die binding van Satan. In Lukas 11, vers 21 en 22, daar lees ons die volgende. Wanneer 'n sterk man hom goed bewapen en sy huis bewaak, is al sy besittings veilig. Maar as daar een kom wat sterker as hy is en hom oorwin, neem hy al die wapens af waarop hy hom verlaat het, en hy verdeel sy besittings as buit. Ons lees hier van twee persone.
Een persoon is 'n sterk man. En daardie sterk man is die duiwel. As jy nou die hele gedeelte gaan lees en kyk wat Jesus daar sê, hy praat hier oor die duiwel. Maar dan sê hy, maar hierdie sterk man, met ander woorde die duiwel, word oorval deur een wat nog sterker is en wat al sy besittings van hom afneem. En nou, dis dit nou nie so 'n moeilike vraag as ek vra, maar wie is hierdie een wat sterker is nie? Dis natuurlik Jesus Christus self. Wat Lukas dus vir ons wil sê, is dat Satan sterk is, maar dat hy nie die sterkste is nie. Jesus is sterker as Satan en is daarom in staat om hom te oorwin. En nou kom ons by nog 'n vraag. Die vraag is, het dit reeds gebeur, of is dit iets wat eers in die toekoms gaan gebeur, dat Christus vir Satan bind? Sal dit met ander woorde eers gebeur tydens hierdie sogenaamde 1000 jaar van vrede wat gaan kom volgens daai mense? Kom ons gaan terug na 'n gedeelte, 'n teksvers wat ek al baie keer aangehaal het, Kolossense 2 vers 14 en 15. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis vas te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Met ander woorde, die antwoord op die vraag, het dit gebeur of moet dit nog gebeur? Die antwoord, dit het al gebeur. Wanneer het dit gebeur? Toe Jesus Christus gekruisig is. Daar aan die kruis, sê Paulus vir ons in Kolossense, het Christus al die bose magte, Satan in kluis, Satan en al sy trawante, ontwapen, hulle gebind en hulle in die openbaar verneder. Kom ek verduidelik net hierdie beeld wat Paulus hier gebruik. Die normale gebruik was dat na oorlog, as die Romeine nou teen mense oorlog gemaak het hulle die vyand se wapens van hulle afgeneem, as hulle nou oorwin het, dan het hulle die wapens afgeneem by die vyand, hulle met ander woorde ontwapen, en dan het hulle in kettinge geboei, hulle gebind, en dan het hulle in die openbaar tentoongestel, sodat almal vir hulle kon lag en hierdie vyand bespot. Natuurlik allerhande dinge vir hulle geskree om hulle te verneder. En nou sê Paulus vir ons, presies dit het Jesus met Satan gedoen. Hy is ontwapen, hy is gebind en hy is in die openbaar verneder, sodat almal kan sien dat Satan geen bedreiging meer vir ons inhou nie. Met ander woorde, as Openbaring verwys na die duiwel wat vir 1000 jaar gebind is, dan vertel Johannes vir ons iets wat gebeur het lang terug al. In die tyd wat hy dit geskryf het, natuurlik so 'n stuk of 60 jaar, miskien so 'n bietjie meer as 60 jaar tevore. Maar dit het gebeur nog voordat Openbaring geskryf is. Vir ons wat vandag leef, kyk ons ook terug na iets wat reeds gebeur het, daar aan die kruis. Dwars deur die hele eindtyd. Nou ons het gesê die eindtyd het begin eintlik met Jesus se eerste koms en dit eindig met die wederkoms van Christus. In hierdie hele eindtyd sê Johannes vir ons, is die duiwel gebind. Van Jesus se kruisiging af tot met sy wederkoms. Maar wag dan net so 'n bietjie. Het ons nie dan vroeër gesê dat die 3,5 jaar of die 1260 dae of die 42 maande, hy beeld dit op verskillende maniere uit, dat dit eintlik die volledige eindtyd is, nie? Hoe kan dit dan terselfdertyd ook die 1000 jaar wees? Nou ja, dit is 'n aanduiding van presies dieselfde tyd. Die een, die 42 maande of die 3,5 jaar of wat ook al, die 1260 dae, dis die eindtyd volgens ons aardse siening oor die tyd. Die 1000 jaar is dieselfde tydperk, ook die eindtyd, maar gesien vanuit God se oë uit. En natuurlik is hierdie 1000 jaar ook 'n simboliese getal, 10 tot die mag 3, dan word dit 10 maal 10 maal 10, en dis 1000, en wat beteken dit vir ons?
dis die 10 is die getal van volledigheid, 3 is God se getal, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, 10 tot die mag 3 gee dan vir jou 1000. So ons kan dit so verklaar, as ek dit kan probeer saamvat. God se mag, as dit nou vergelyk moet word met die duiwel se mag, is soos 1000 jaar teenoor 3,5 jaar. Eintlik is daai 3,5 jaar niks. Ja, die Satan het nog 'n mate van mag, maar die Satan is soos 'n leeu in 'n hok, wat vir almal brul om hulle bang te maak. Maar terselfdertyd weet ons, dat die kleinste kind kan hier langs die hok kom staan, 'n paar sentimeter van die hok af, sonder dat daar enige gevaar is, dat die leeu iets aan hierdie kind kan doen. Die duiwel se mag is beperk. God se mag daarenteen is een van almagtigheid. So die 1000 jaar dui vir ons iets aan van God se mag, God se almag. Die 3,5 jaar dui vir ons iets aan van die beperkte mag wat die duiwel tans oor beskik. Die duiwel gaan te kere en hy brul en hy maak almal bang rondom hulle. En hy maak almal bewus van hierdie krag wat hy het. Maar as kind van die Here weet ons dat dit alles net 'n groot geraas is. Hoe weet ons dit? Want die duiwel is reeds oorwin. Die duiwel is reeds ontwapen. Hy is reeds gebind. Daarom, broer en suster, het ek en jy nie nodig om in vrees vir hom te leef nie. So net om saam te vat hierdie gedeelte, ons leef vandag in die tydperk van die 1000-jarige vrederyk. Die 1000-jarige vrederyk het aangebreek daai dag toe Jesus gekruisig is. Op daardie dag is hy draak gegryp en hy's vasgebind. Ons leef vandag in die tyd wat die duiwel geen bedreiging meer vir ons as gelowiges inhou nie. Maar terselfdertyd leef ons ook vandag in die tyd wat die duiwel wel nog 'n beperkte mag het. Alhoewel die duiwel oorwin is hy nog nie totaal vernietig nie. Dit gebeur eers met Jesus se wederkoms, soos ons net nou gaan sien. In die tussentyd is vers 6 ook 'n belangrike en 'n baie troostryke vers, nog een van Johannes se saligsprekinge. Geseënd en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. Nou kom ons kyk net bietjie na hierdie vers. Wat is die eerste opstanding en wat is die tweede dood waarna hier verwys word? As ons hier op aarde te sterwe kom, as ons hier doodgaan, dan is dit die eerste dood. En as jou naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, dan sal jy met die wederkoms van Christus deur God geoordeel word, soos wat ons reeds onder andere in die laaste verse van hoofstuk 16 sien, ook in hoofstuk 16 en ook in hoofstuk 19 gesien het. Dit is dan die tweede dood. Met ander woorde, die oordeel van God wat oor die ongelowiges kom. Dit is die tweede dood, die ewige dood. Maar as vers 6 praat van ons eerste opstanding, dan gaan dit oor iets wat direk na die dood met die gelowiges gebeur. Broer en suster, as iemand te sterwe kom, vir wie ons baie lief is, dan troos ons mekaar graag met die woorde, dat ons vir mekaar sê, maar hulle is nou op 'n beter plek, hulle is nou by die Here. Maar is dit regtig die waarheid? Of is dit net amper hol trooswoorde wat ons gebruik om iemand wat nou baie hartseer is, 'n bietjie beter te laat voel? Kom ons luister wat sê vers 4. Toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier in sy beeld aanbid het nie en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank geregeer. En wat Johannes vir ons hier sê, is dat almal wat sterf
met die naam van Jesus Christus op hulle voorpoppe aangebring, dat hulle na hulle dood opgewek sal word, en dat hulle dan reeds saam met Christus sal regeer, die volle 1000 jaar lank, die volle eindtyd lank, met ander woorde, terwyl hulle wag op die wederkoms wat moet plaasvind. Ons kan met reg vir iemand vertroos, 'n gelowige wat te sterwe kom, kan ons met reg vir mense sê, jy kan weet, hierdie persoon is nou reeds by die Here. Ons sien die liggaam word begrawe, of die liggaam word veras, dit gebeur met die liggaam, maar die persoon se siel is reeds by Jesus Christus. En saam met Jesus Christus regeer daardie persoon, volgens Johannes, vir die volle 1000 jaar lang, vir die volle tyd wat ons wag op die wederkoms van Jesus wat moet plaasvind. En geliefdes, sommige van julle wat hier sit, het in die afgelope tyd familie of vriende aan die dood afgestaan. Dalk het jy iewers in jou lewe 'n ouer of 'n kind of 'n man of 'n vrou of iemand anders vir wie jy baie lief was aan die dood afgegee. Wat 'n ongelooflike vertroosting om vandag vir mekaar te kan sê, ons weet waar daardie persoon is. Nie hier in die aarde nie by waar die grafsteen opgerig is nie. Daardie persoon is fisies by die Here vandag. Hulle het reeds die eerste opstanding ervaar en hulle regeer saam met Jesus Christus. Intussen het Satan egter nog 'n mate van mag, maar nie vir altyd nie. Ons gaan kortliks bietjie daarna kyk. Ons lees eers vers 7 tot 10. Wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die 4 uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog, te verlei en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laar van die gelowiges en die geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur van die hemel afgekom en hulle verteer. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die valse profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Soortgelyk aan wat ons verlede Sondag gesien het in Openbaring 19 vers 19, as die dier en die konings, die diere van die aarde en die diere uit die see uit en al die ander konings nou by mekaar kom en hulle spiere bult en in oorlog wil maak teen die Here, dan lees ons dat die Here eenvoudig kom en hulle lewend in die poel van vuur en swaal gooi. En nou sien ons dat presies dieselfde met Satan gebeur. Hy wil ook nou kom, hy wil nou ook, soos wat daai diere gemaak het, kom, en hy wil nou ook probeer oorlog maak. Probeer 'n klomp mense by mekaar kry en sê, kom ons gaan staan op teen God. En dan kom die Here, en hy vat hulle eenvoudig, en hy gooi hulle in die poel van vuur en swaal. Die Satan wat reeds verneder is, hy wat in elk geval geen krag het nie, word eenvoudig dan finaal deur God vernietig. Ons een enkele sinnetjie in vers 10. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die valse profeet ook is. En dit, broer en suster, is die einde van Satan. Ons bekommer ons dood oor die duiwel. Ons mense maak asof hulle alles weet oor die duiwel en hulle waarsku ons die hele tyd oor die duiwel en ek stem saam, ons kan nie speletjies speel met die duiwel nie. Maar ons het nie nodig om in vrees te leef vir die duiwel nie. Want vir God is die duiwel geen probleem meer nie. Hy's oorwin, hy's gebind, en as hy dan nog so 'n laaste stuiptrekking gee en wil maak asof hy sterk is en hier teen God wil probeer oorlog maak, dan vat die Here eenvoudig hom en hy gooi hom in die poel van vuur en swaal en dan sê hy, dis nou verby. Dis nou klaar. En nou is dit uiteindelik die laaste oordeel wat aanbreek, maar weer eens vir die gelowiges is hierdie 'n opwindende oomblik, 'n tyd waarna ons kan uitsien. Kom ons lees daar vers 11 tot 15. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit, die aarde en die hemel het voor hom pad gegee en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies groot en klein voor die troon sien staan
en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak, en dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. So ons lees nou hier dat die boekrolle oopgemaak word op hierdie finale oordeelsdag en dat die dooies op grond van hulle dade geoordeel word. En nou is ons eerste reaksie as ons dit hoor is vrees. Want sê nou net, ek moet op my dade geoordeel word. Wat gaan dan vir my word? As die Here net na my dade kyk, is daar mos geen manier wat ek gered kan word nie. Geen kans dat ek in die hemel toegelaat sal word nie. Maar wag 'n bietjie. Het julle mooi gelees hierso? Hy het gesê dit gaan hier oor die dooies. Die gelowiges het ons mos nou gehoor het reeds opgestaan. Die gelowiges is klaar saam met Jesus Christus. Ons regeer na ons dood reeds saam met hom. Die eerste opstanding het vir ons reeds plaasgevind. Dit gaan hier oor die dooies, met ander woorde die ongelowiges, hulle wat die merk van die dier dra, hulle wat hulle rug op die Here gekeer het. Dit gaan hier oor hulle. En nou sê Johannes vir ons, in hulle geval word die boekrolle gebruik om die ongelowiges mee te oordeel. Al hulle dade, al hulle verkeerde dinge wat hulle gedoen het, is die dinge wat teen hulle tel en wat maak dat hulle dan veroordeel word. Maar nog 'n stukkie goeie nuus. Dis nie net daardie boekrolle wat oopgemaak word nie. Vers 12 sê vir ons dat daar ook 'n ander boekrol oopgemaak word, naamlik die boek van die lewe. En nou weet ons wat Johannes heel wat vroeër daar in Openbaring 3 vers 5 geskryf het. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie. En ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. So hierdie boekrol bevat die name van elke enkele gelowige. En op die oordeelsdag, geliefdes, is dit al wat tel. Het ek op aarde in Jesus geglo? Het ek op aarde hom gedien? Het ek die seël van God ontvang? Is ek met ander woorde gemerk as die eiendom van God? Is my naam opgeskryf in die boek van die lewe? En as hy daar is, dan sê Johannes vir ons, dan kom jy in. Dan word jy ingenooi na die bruilofsmaal toe. Aangrypend, aangrypend. Die boek van die lewe word oopgemaak en Jesus verklaar aan sy Vader, Vader, ek ken vir Arno van Wyngaard. Sy naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Hy behoort aan my. Gee vir hom toegang tot die bruilofsmaal. Vader, ek ken vir Johan. Vader, ek ken vir Nelmarie. Vader, ek ken vir Gerry. Ek ken vir Claudina. Ek ken vir Lotta. Ek ken vir Helene. Ek ken vir Doreen. Ek ken vir Andrew. Ek ken vir Betsy. Vul maar jou eie naam daarin. Vader, ek ken hulle. Hulle name is opgeskryf in die boek van die lewe. Hulle behoort aan my. Gee vir hulle toegang tot die bruilofsmaal. En wat die ongelowiges betref, almal wie se name nie opgeteken is in die boek van die lewe nie, Johannes sê hulle einde is saam met die duiwel in die vuurpoel. Dis dan die tweede dood. Lees ons daar in vers 14, die ewige dood. Hulle het op aarde dood gegaan en hulle gaan in 'n tweede keer dood, die ewige dood, as hulle in die vuurpoel gegooi word. En ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie wag
dat die wederkoms moet plaasvind nie. Geen wonder nie dat Paulus in Filippense 1 vers 23 skryf, ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Amen. Here, dankie dat ons nie nodig het om in vrees te leef nie. Dankie Here dat U ons ken, dat U ons ken by die naam, dat U ook in die woord sê, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Dankie vir elkeen wie se naam opgeteken staan in die boek van die lewe. En Here, U sê hier dat U voor U Vader sal verklaar dat U ons ken. Wat 'n ongelooflike verwagting is dit nie wat ons het nie. En Here, ons bid dat U wederkoms gou sal plaas, want ons leef in sulke deurmekaar tye en partykeer voel ons net dit raak te erg. En daarom bid ons, Here, kom gou. Maar terwyl ons hier op aarde is, help vir ons om volgens U woord te leef, help vir ons om U getuies te wees hier op aarde, help vir ons om te leef soos wat U wil hê ons moet leef, help vir ons om die voorbeeld van Jesus Christus uit te leef hier op aarde, sodat nog meer mense U kan leer ken. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.